As geen lewe in dit nie, in 'n skaduwee nie. Hy sê, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Hy sê dis onmoontlik, want dit was net 'n skaduwee. 2 onwerklikhede maak nie een werklikheid. Dan gaan hy aan, hoor na die woorde wat hy hiervan praat. Hy sê anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Dit staan telke male in die skrif, dit staan telke male, as ons byvoorbeeld net gaan kyk na Hebreërs 8 se laaste versie, as hy sê 'n nuwe verbond het hy die eerste oud gemaak. Jy sien, daar's 'n nuwe werklikheid. Hy sê, want daar was nie 'n werklikheid of enigsins 'n sukses in daardie ou werklikheid. Kom ons kyk Hebreërs 8 vers 6. Hy sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry. Vir sover het hy middelaar van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Mense, dit is so belangrik dat ons moet gaan kyk. Hier is 'n spesifieke kennis waaroor die skrif praat. Dis nie om 'n paar skriffies te kan aanhaal of skrifdele te ken nie, maar hierdie kennis rakende jou lewe. Hy sê, vers 3, hy sê, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan sondes. Jy sal, as jy 'n ding verkeerd gedoen het, en jy het hom nou net vrygespring, dan sal jy weet, jy gaan net nou weer iets verkeerd doen. As jy jou toon seer gemaak het, en hy het nou net gesond geword, nee, dan bære jy die pleister, want jy weet, jy gaan hom net nou weer stamp. Daar bly absoluut hierdie herinnering. So wanneer jy gestaan het, en hulle gestaan het en hulle geoffer het, dan het hulle geweet, hulle moet môre weer hier staan en offer. So daar is geen iets wat dit weg kon neem nie. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Sien nie? So as jy nie hierdie skrifgie sien nie, dan trek jy nog in Psalm 40. U vir my 'n liggaam berei. Kyk mooi. Dieselfde ding wat gebeur, Johannes 1 vers 29. Jesus kom aangestap, Johannes die doper besig om mense te doop, en Jesus kom aangestap en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het 'n liggaam voorberei, wat die werklikheid is, want jy kan nie met 2 bokke die beeldnis en gelykenis van God terugkoop nie. Anders te kon ons mos aangegaan het en gemaak het, en die ryk ouens kon wheel and deal. Nee, die beeldnis van en gelykenis van God bly die beeldnis en gelykenis van God. Daarom het hy gekom en vir ons 'n liggaam voorberei, Jesus Christus. Nie dit wat in die Ou Testament, waar onwerklikhede of diere geoffer is nie. Galasiërs 4. Presies dieselfde werklikheid. Hy sê, maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van die diensknegt nie, al is hy heer van alles. Dit is wat ons is. Ons is die erfgename van God, ons is kinders van God, ons is beeldnis en gelykenis, maar hy sê, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Hy sê, so was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Mense, hy sê baie duidelik vir ons. Hy sê, ons was erfgename van alles. Alles is ons in gewees. Maar omdat ons imperfek was, omdat ons nog met bokke en kalvers en al die goed gewerk het, kon ons dit nie vat nie. Ons het onder voogde gestaan, ons het onder bestuurders gestaan, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, sien jy daar die tyd? 2000 jaar terug, die volheid van God. Efesiërs 3 vers 11 sê, die ewige voorneme van God het hy opgevat in Jesus Christus.
Nou het dit aangebreek. So jy sien, daar is 'n tyd voor dit. So as jy nie by hierdie werklikheid uitkom nie, dan lewe jy nog in 'n skaduwee. Kolossense 2 vers 6, hy sê, soos wat julle Christus aangeneem het, wandel so in hom. Moenie agterraak nie, moenie gaan stil sit nie, moenie arriveer nie. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Hy het vir ons 'n liggaam voorberei. Hy sê, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Toe Johannes die doper sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En die mense het gekyk en hulle het nie 'n lam gesien nie, hulle het Jesus gesien. Dit was die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. En hy roep Abba Vader. Met ander woorde, hierdie spesifieke kennis kom van binne af. Hy het sy seun uitgestuur in jou. Hy sê in Kolossense 1 vers 25 tot 27, hy sê hierdie verborgenheid wat vir eeue en geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is, naamlik Christus in jou. Jou lewe, die bron is nou binne in jou. En hy roep Abba Vader. Hy sê, daarom is julle nie meer diensknegte nie. Sien jy? So as jy nog onder hierdie eerste beginsel staan, dan is jy nog 'n dienskneg. Dan is alles joune, maar jy het nie toegang tot dit nie. Hy sê, daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook erfgenaam van God deur Jesus Christus. Kom tot die volheid, tot die eenheid van die geloof, tot 'n kennis, tot van die seun van God. Nie enige ander kennis nie. Nie kennis van dit nie, nie kennis van jou bydra nie, tot 'n kennis van die seun van God en dit wat hy vir jou gedoen het. Maar u het vir my 'n liggaam berei. Dan sê hy, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Dis daardie vervulling wat ons nou na kyk. So dit is klaar vervul. Hy sê, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffer, wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Dit is daardie onder die eerste beginsels, in die skaduwee, wat nie Christus is nie. Hy sê, Kolossense 2 vers 8, hy sê, moenie weggesleep word, deur hierdie nietige misleidings, nee, deur die eerste beginsels van die wêreld, deur die oorlewering van die mense, en nie volgens Christus nie, nie volgens die seun van God nie. Want dit is tog wat ons Christene maak. Vers 9, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Hoe duidelik is dit nie? En daar ek het nie begin gesê, as daar 'n skrifgie staan, moet ons onsself vra, hoekom het God dit hier geskryf? Het hy het geskryf om ons deurmekaar te maak, of wat? Hy sê, Jesus Christus het gekom om die eerste weg te neem en die tweede daar te stel. Ons het dit gelees in Galasiërs, so regdeur het ons dit gesien. Deur hierdie wil van God is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Christus, van Jesus Christus, net eenmaal. Dit is 'n eenmaal werklikheid. Hy sê, en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, hoor nou mooi, onder die eerste beginsel, onder die voogde, hy sê wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Vers 12, maar hy het, nie hy sal nie, hy wil nie, as jy goed genoeg bid nie, hy sê hy het die sondes weggeneem. Nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, het hy vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Efesiërs 2, hy sê, ek wil hom net so van vers 4 af lees, hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het verlede tyd, ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het. So dis absolute verlede tyd. Hy sê, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, dis 2000 jaar terug, uit genade is julle gered, vers 6, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus.
Dieselfde wat, ek gaan dit nou lees nie, Kolossense 3 sê, hy sê, julle lewe is saam met Christus verborge in God. Mense, so daar's net vinnig 3 skriffies wat vir ons wys, dat hierdie een werklikheid is, vir een slagoffer, vir die sondes gebring het, vers 12, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Hy sê, en wag nou verder, totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want, deur een offer het hy vir altyd, hoor mooi, deur die een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Efesiërs 2 vers 7, ons het tot vers 6 gelees, hy sê, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Sien jy dieselfde werklikheid wat hy hier sê? Staan verskeie plekke in die skrif. Hy sê, want die eeroffer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hy sê, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette in hul hart en hul verstand sal ek dit inskrywe. Onthou wat het Psalm 40 gesê? Hy sê, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Sien u wat is hierdie spesifieke kennis wat God wil hê ons na toe moet kom? Is 'n openbaring daarvan dat God, 1 Korintiërs 1 vers 30, ons in Christus gesit het. Christus het vir ons gesterf, hy het vir ons geword, ons geregtigheid, ons heiligheid, ons wysheid, ons verlossing. Hy het dit vir ons geword. Die ou mens is mee weggedoen en hy het vir ons 'n nuwe lewe kom gee, sy lewe. Sodat wanneer ek daardie lewe aanvaar, ek daardie lewe kan leef. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 9, hy sê, dat julle ken die liefde van God, dat hy sy seun vir julle gegee het, dat julle deur hom kan lewe. Dis daardie werklikheid van, dis nie meer ek wat lewe nie. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Maar Christus is nou my lewe. Hy sê in Kolossense 2 Korintiërs 5, sê hy dieselfde ding van vers 15 af. As een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf en hy het vir almal gesterwe. Sodat die wat lewe nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hy sê daarom as iemand nou in Christus is, wie het ons in Christus gesit? Hierdie spesifieke kennis. God het ons in Christus gesit. En hy het vir ons geword. Hy sê daarom, as iemand nou in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Dis nie verkeerd is nou reg nie, en reg is nou verkeerd nie. Nee, dis nie dit nie. Dit is, daar het 'n groter werklikheid gekom. Hierdie toenadering van jou tot God. En elke keer dat jy by 'n deur gekom, jy kan net tot hier gaan, al is jy die beste van die bestes. Paulus skryf in Petrus praat in Handelinge 15, hy sê, hoe wil julle nou die wet op die mense gee, wat ons en ons voorgeslagte nie kon onderhou nie. Hulle kon net elke keer tot op 'n punt kom. En dan moes hulle sien hoe party ouens gekies is om bietjie verder te gaan, en dan weet hulle ook nie wat van hulle word nie. Kyk mooi, hy sê, aan jou sonde sal hy nooit meer dink nie. Hy sê, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, daar is vergifnis, is daar geen offer meer vir sonde nie. So, jammer, daar's geen manier hoe jy kan sê jy's jammer nie. Daar's 'n manier wat jy 'n nuwe lewe aanvaar, die lewe van Jesus Christus, en daardie lewe is die werklike lewe. Was lost, but now